Welkom by die program Ons Vryheidsideaal. Die program waarin ons debat voer oor ons roeping as vrye volk in 'n omstandigheid waarin ons tans onvry is. En ons voer hierdie debat met die onderliggende en die hangende vraag: hoe kan ons weer vry word? Ek het vanaand 2 gaste in die ateljee, Dr. Willie Snyman en meneer Ben Geldenhuys. Nou as ek hulle jare so kyk, dan is dit so min of meer dan Dr. Willie nou nie heeltemal die oudste nie, maar jy hoort daarom onder die ouer garde in die Afrikaner front. En Ben, dit lyk vir my jy is so naaste by van die jongste lede in die Afrikaner front. Ek sê vir u albei baie welkom. Baie dankie. Dan prof. Ben, jy is die president van Bravoland. Nou, gee van ons luisteraar net so 'n bietjie 'n beeld weer, wat is Bravoland? Jong mense. Ek sien maar, julle is mense wat wil woel en werskaf. En ek wil daarmee dadelik aan die ding verbind. Hoe sien jy as jong mens die toekoms? Prof, is heel wat vrae wat jy vra. Ek dink ten eerstens 'n bietjie van 'n verduideliking rondom die gedagte van Bravoland. Dit is boere Afrikaners met 'n vryheidsstrewe. Maar daar's 2 maniere van vry wees. Jy kan fisies vry wees in jou eie staat, maar tweedens ook jy kan geestelik vry wees. En as jy nie geestelik vry is nie, gaan jy bitter moeilik by die fisiese vryheid uitkom. As jy nie jouself kan losmaak uit die druk van die regime waaronder ons sit, gaan jy moeilik kan werk maak, want die negativiteit druk op jou. En daarom het die Bravolanders besluit dan om onsself onafhanklik te verklaar. Miskien 'n gevaarlike stelling om te maak, ons het onsself nie onafhanklik verklaar binne in die grense van die NSA nie, ons het onsself onafhanklik verklaar binne in die kuberruimte. Daar waar niemand aan ons kan raak nie. Met andere julle streef dus nou tans nog 'n geestelike vryheid voor. Is dit ons het onsself fisies, of ons het onsself geestelik reeds vry verklaar. Ja. Die volgende stap is nou fisiese vryheid. Ja. Nou, al die organisasies streef na 'n fisiese vryheid. Maar weet ons werklik as die dag wanneer ons daar kom, wat gaan ons presies doen? Ons oefen so lank om te kyk. Ons het onsself nou vry verklaar. Nou oefen ons om te sien, wat is dit wat ons gaan doen wanneer ons vry is? Wat is die sake waaraan ons gaan aandag gee wanneer ons vry is? Want daar's baie sake wat nou tweede viool moet speel, omdat ons almal streef na vryheid. Ons volk se kultuurwaardes. Ons mense wat verarm. Dit is sake wat amper tweede viool moet speel, want ons moet nou net fokus op vryheid. Nou het ons onsself klaar vry verklaar. Nou het ons tyd om aandag te skenk aan mense wat arm is en wat honger ly. Ons kan komitees aanstel wat net daarop fokus. Ons kultuurwaardes, ons monumente wat verwaarloos word. Nou kan ons komitees aanstel en hulle kan uitgaan na die verskillende monumente toe en hulle kan seker maak dat dinge daar reg gebeur. Ons kan kultuur daar deel. Want ons hoef nie meer onsself te verbind aan die vryheidsideaal alleenlik nie. Want julle het daardie ideaal as ware al vasgeknoop. Dit is nou vir my 'n nuwe siening. Ek wil amper sê so 'n tipiese jong mens. Nou Ben, ek het net nou al vir jou gesê, hoe sien jy die toekoms? Nou, jy het nou vir my 'n toekomsideaal geskets, maar sluit 'n bietjie aan hier by Dr. Willie, hoe gaan ons hierdie ding gedoen kry? Jy vanuit jou perspektief. Ons moet die jonger boere Afrikaner moet ons reg verstaan. Ons moet hom kan identifiseer en verstaan hoe hy te werk gaan. Die jonger boere Afrikaner is modern behoudend. En dit klink amper asof hierdie 2 terme met mekaar in kontras staan. Ja, jy sal 'n bietjie moet verduidelik vir my ook asseblief. My kop is te plat daarvoor. Modern in die sin dat ons die hulpbronne tot ons beskikking gebruik tot optimale benutting. Behoudend in die sin dat ons is lief vir ons volk, ons is nasionaliste. En daarom sal ons behou dit wat belangrik is, ons volkswaardes, wat eerstens ons geloof is en tweede ons kultuur, wat oft maar interweef is met mekaar. Maar ons gebruik die moderne tegnologie tot ons volle potensiaal. Ons moet onthou dat Dr. Verwoerd byvoorbeeld die Transvaaler koerant begin. Jy sou met hy gesien het, die aanslag van die ander koerante is sterk in die volk en hy het 'n spreekbuis gesoek. Die koerante vandag, is aan die kwyn.
Hulle sirkulasiesyfers neem by die dag af. En die grootste rede daarvoor is die internet. En hulle is nou self besig om in daardie veld in te beweeg. Maar op daardie veld is ons op gelyke voet. As ons nou 'n koerant moet begin, gaan dit ons duisende rande 'n maand kos en ons gaan nie naaste by dieselfde inslag kan hê as wat die liberale boodskap wat daar buitekant is nie. Op die internet is ons almal op dieselfde voet. Daar's nie die blote feit dat jy meer geld agter die ding kan gooi wat vir jou beter geleenthede gaan gee nie. So in daardie opsig is julle dis baie modern. Dis reg. En julle gebruik dus die moderne tegnologie waar dit lyk vir my die moderne kinders, ek praat van kleintjies, dit lyk vir my, hulle word maar sommer so in die rekenaar era gebore, hulle gaan sit voor die ding en hulle werk met hom. Ek staan my verkyk aan klein kinders hoe hulle weet wat om met hierdie rekenaar aan te vang, want ek kan dit nie doen nie. Ek is van die ouer garde wat rekenaar is vir my nog maar 'n wilde ding. Maar jy gebruik dus die moderne lewe, en dit gaan seker nie net oor rekenaars nie. Jy gebruik dus die moderne lewe om 'n ou ideaal weer te laat herleef. Kan ek dit so sien? Dis reg. Kyk, ons ry ons nou nie meer almal net met ons wans rond. Ja. Ons gebruik die moderne tegnologie dan nou in verskeie fasette. Maar laat ons dan hierdie moderne tegnologie dan ook vir ons saak gebruik. Ja. Nou staan die ouer ouens soos ek en Dr. Willie staan ons in hulle pad. Glad nie. Ek moet eintlik nou hierso net 'n regstelling ook maak dat 'n groot persentasie van ons lede is ouer mense. So. En hulle wysheid tesame met die wil en die geesdrif van die jonger klomp maak 'n gedigte span. Miskien moet ek dit dalk nie op die radio nou sê nie, maar so amper 'n jaar terug het 'n sekere taal- en kultuurorganisasie sekere uitlatings gemaak. En hulle was nou veronderstel om nou vir ons volkssaak iets te beteken, want hulle is tog 'n taal- en kultuurorganisasie. Ja. Maar dit lyk in elk geval vir ons of hulle vandag se tyd maar net 'n vakansieklap is. So ek nie helemaal nie weet of hulle nou weer verwys. Ek dink jy dat mooi genoeg omskryf. Hulle het sekere uitlatings gemaak wat ons nie aangestaan het nie. Nou op hulle blad het hulle 'n plek vir kommentaar. Een van ons lede het gegaan en kommentaar daar gelewer. En hy 2 weke later het ons ontklaar dat hulle hom nie antwoord nie. En so wat 100 van ons lede het gegaan en hulle het hierdie mense gaan vra om asseblief nou te besluit wie is hulle nou en vir wie staan hulle nou eintlik, want hulle wil graag weet moet hulle nog ondersteun al dan nie. En hulle het 'n verklaring uitgereik kort daarna wat in die koerante was wat gesê het hulle het 'n kuberaanval gehad en hulle sal nie laer trek nie. Nou die uitslag was dalk nie presies wat ons wou gehad het nie, maar die punt bly staan. 'n Groot organisasie soos daardie wat hulle nooit gesteer het aan ons nie. Moet hulle nou aan ons steer, want ons het 'n stem. Ja. Of ik kan ik net een vraag vragen. Kijk, in die perswezen, ik is ook maar rekenaar redelijk ongeletterd, maar in die perswezen meet je de succes van de Koran aan de circulatiecijfers. Nou, hoe meet de mensen aan op daarie terrein die succes van webwerf? Die hoeveelheid besoeken per dag. Oh ja. So, het gaan ook uiteindelijk maar oor lezers. Ja. Ja. En ons moet onthou dat die internet is nie net Suid-Afrika nie. Dit is wêreldwyd. Ja. En daar's baie van ons mense wat in die buiteland is wat aansluit, bloot omdat die feit hulle wil graag met hulle eie mense praat. Hulle wil met hulle mense praat wat soos hulle dink, wat hulle nie kry altyd in die buiteland nie.